van die hof gaan begin. Maar ek is laat. Huh? Kry jy my deur? Mag my spesiaal maar mens weet nooit. Okay, ek sal gaan bel. Ons gaan. Daar die hof. Edelagbare, ek vra verlof om die polisie se handskriftdeskundige 'n bietjie later te roep aangesien hy gister onbereikbaar was en ons hom vanmôre eers in die hande gekry het. Nou maar goed. Enige beswaar? Ons het nie beswaar nie, Edelagbare. Gaan maar voort. Dankie, Edelagbare. Met u toestemming roep ek dan nou konstabel van Wyk van die Sunnyside polisie. Volle naam asseblief. Johannes Peters van Wyk. Sweer die getuienis wat die saak sal gee, sal die hele waarheid wees, niks anders die waarheid nie. Steek op jou regterhand en sê so help my God. So help my God. Meneer die aanklaer. Dankie, Edelagbare. Konstabel van Wyk, u was die aand van die 14de Oktober aan diens in die Sunnyside aanklagkantoor nie waar nie. Dis reg. Het u die beskuldigde die aand in die aanklagkantoor gesien? Ja. Wat het hy daar gemaak? Wel, ons het 'n meisie daar aangehou nadat sy in 'n motorongeluk betrokke was. Wie was die meisie? Mevrou Annette Colyn. Waarvoor was sy aangehou? Wel, sy was waarskynlik onder die invloed van dwelmmiddels. Sy het gevra ons moet dokter later gaan laat kom en hy het toe daar opgedag. Het sy enigiets by haar gehad? Ja, pille in 'n botteltjie. Het die beskuldigde iets van die pille gesê? Ja, hy het gesê hy het dit vir haar voorgeskryf. Hy het gesê hy het dit vir haar voorgeskryf. Het hy nog iets gesê? Ja, hy het gesê hy het dit uit sy eie voorrade vraag gegee. Wat se pille was dit? Die beskuldigde het gesê dis Belacons. Belacons. Volgens wet is dit 'n byla 7 medisyne nie waar nie. Ek weet nie. Was die pille in 'n bottel met 'n etiket op soos die normale gebruik is? Nee, daar was nie etiket op die bottel nie. Is dit nie iets wat onreëlmatig nie? Ja, dit was buitengewoon. Konstabel van Wyk, as die dokter die pille wettiglik aan mevrou Colyn voorgeskryf het, dan sou mens kon verwag dat die pille 'n etiket op sou gehad het, nie waar nie? Ja. So om op te somme, die dame het Belacons by haar gehad in 'n ongeëtiketeerde botteltjie en die beskuldigde het verklaar dat hy dit aan haar gegee het. Ja. Dankie, Edelagbare, geen verdere vrae nie. Kruis voor meneer Kilian. Soos die hof behaag, Edelagbare. Meneer van Wyk, het dokter later gaan vir u gesê dat mevrou Colyn vir hom werk? Ja. Kon dit moontlik gewees het dat dokter later gaan kon gelieg het oor die pille? Om mevrou Colyn te beskerm? Ja, ek sal nie kan sê nie. Maar kon dit moontlik gewees het? Ek neem aan is moontlik. Geen verdere vrae nie, Edelagbare. Dankie. Goed. Goeiemôre. Môre. Kan jy die telefoon gebruik asseblief? Ja, seker, skakel net nou vir 'n lyn. Dankie. Edelagbare, met u toestemming roep ek nou Annette Christina Colyn. Volle naam asseblief. Annette Christina Colyn. Sweer die getuienis wat in die saak sal gee, sal die hele waarheid wees, niks anders as die waarheid nie. Steek op die regterhand en sê so help my God. So help my God. Meneer die aanklaer. Dankie, Edelagbare. Juffrou Colyn, hoe lank het u vir dokter Lategan gewerk? 2 jaar. In die 2 jaar, juffrou, het dokter Lategan dit ooit nodig gevind om u te berispe oor die werk? Nee. Juffrou, kom ons keer vir 'n oomblik terug na die aand van die 14de Oktober vanjaar. U was in 'n motorongeluk betrokke, Ja, waaruit 'n hofsaak voortgevloei het. dis reg. Tydens die verhoor, juffrou, het u sekere beweringe oor dokter Lategan gemaak. Ek wil vir u graag grepe daaruit aanhaal. U het onder meer gesê u ly kwaai aan migraine en dokter Lategan het altyd vir u tablette gegee vir die pyn. Eers het u nie geweet wat se tablette dit is nie, maar later het u uitgevind dis Belacons. Nou juffrou, hoe het u uitgevind dis Belacons?
Ek was in sy spreekkamer toe hy die tablet uit 'n botteltjie gegooi het. Ek het hom gevra wat dit was en hy het gesê dis Bellicons. Het u geweet dis bylaas 7 tablette? Nee. Maar u het dit goedertrou geneem. Ja, dit het altyd gehelp vir die migraine. Juffrou, was u ooit 'n pasiënt van dokter Lategan? Ek bedoel, het hy ooit vir u 'n voorskrif vir die medisyne gegee of dit op die pasiëntekaart ingevul? Nee, nooit nie. Hy het vir u Bellicons gegee, sommer so, sonder om dit op die pasiëntekaart of in die register in te vul. Is dit waar? Ja, Nou juffrou, het u toegang gehad tot sy pasiëntekaarte in sy register? ja, dit was altyd in die spreekkamer, dit was nooit toegesluit nie. Het u ooit enige van die rekords self ingevul of nie? Nee, behalwe Wat? partykeer wanneer ons voorrade van die groothandelaars afgekry het hy my gevra om die inskrywings in die register te doen, dan het hy dit bloot net geteken. Het hy die inskrywings nagegaan voor hy dit geteken het? Nee, hy het dit altyd net geteken. Hy het dit nooit nagegaan nie. Nee, Ek sien. Juffrou, die kaarte van die pasiënte wat te sterwe kom, wat maak julle daarmee? Dr. Lategan het altyd gesê ek moet dit maar los tussen die ander kaarte. Hy maak so eenmal 'n jaar die kas skoon. Was jy bewus daarvan dat daar inskrywings van Bellicons gedoen is op kaarte van pasiënte wat reeds gesterf het? Nee, behalwe een keer, nadat ek uitgevind het dit is Bellicons wat hy my gegee het ek hom gevra of ons dit nie moet aanteken nie. Toe het hy gelag en gesê, ek onthou sy woorde nog so goed, hy het gesê, dead men tell no tales. Dead men tell no tales. Ja, Was dit 'n verwysing na sy reeds afgestorwe pasiënte? ek dink so. Edelagbare, ek maak beswaar. Die hof stel net belang in feite, nie in mevrou Colleen se interpretasie van wat dokter Lategan kon bedoel het nie. Ja, die hof ignoreer daai laaste vraag. Meneer Lourens moet asseblief nie gedagtes in die getuie se mond lê nie asseblief. Ek is jammer, Edelagbare. Juffrou, dokter Lategan beweer in sy pleitverduideliking dat jy inskrywings gedoen het in sy register en pasiëntekaarte sonder sy kennis en wete. Is dit waar of nie? Dis 'n blaatante leuen. Juffrou, sal jy asseblief na die handskrif op die pasiëntekaarte kyk, bewysstuk C. Wie se handskrif is dit? Dr. Lategan se. Is u seker? Natuurlik, ek ken sy handskrif. Dankie. Nou juffrou, dokter Lategan beweer ook in sy pleitverduideliking dat jy Bellicon tablette wederregtelik uit sy voorraad geneem het. Het jy toegang tot die sleutel van die medisynekabinet gehad? Nee, Het jy ooit die sleutel in jou besit gehad? nee, Het jy ooit die kabinet oopgemaak of dit ooit oopgevind of het jy enige tablette daaruit verwyder? nee. So juffrou, om op te som, wat is jou gevolgtrekking oor die aantuigings wat dokter Lategan teen jou gemaak het? Ek dink hy Edelagbare, met respek gesê. My geleerde vriend is weer besig met meningsvorming teen my kliënt. Wat juffrou Colleen sê, het niks met die feite te doen nie. Ek stem met u saam, meneer. Dit is nou die derde keer dat ek u aanmaan, meneer. Hou u tog by die aanvaarbare reëls van ondervraging. Soos die hof behaag, Edelagbare, geen verdere vrae nie. You're watching Carl Kruis voor, meneer Kilian. Soos die hof behaag, Edelagbare. Juffrou Colleen, in die 2 jaar wat jy vir dokter Lategan gewerk het, sou jy sê hy was 'n goeie werkgewer? Hy was so. Wat bedoel jy met so? Hy was baierig en onbeskof. Met ander woorde, hy het jou sleg behandel. Ja, Maar die aand van 14 Oktober, toe jy in 'n motorongeluk was, toe jy in die moeilikheid was, toe laat jy vir hom kom. Nie vir jou ma of jou pa of jou familie of jou broers of jou vriende nie, maar dokter Lategan. Hoe strook dit? ek kan nie onthou nie. Jy kan nie onthou nie. Maar die dag toe jy getuig het oor die Bellicon tablette, toe het jy 'n sprankelende geheue gehad. En nou kan jy ewe skielik nie onthou nie. Hy's 'n dokter en hy het vir my die pille gegee. Dis hoekom ek hom laat kom het. Meneer Rivier, Konrade hierso, dokter Lategan se prokureur. Ja, het vir hom 'n briefie op die deur gelaat. Ja. Aha.
Juffrou, jy sê jy ly aan migraine. Vir hoe lank al? Van skool af. Sou jy sê jy ly in 'n ernstige graad daaraan? Ek weet nie, dit was baie erg. Dis hoekom ek vir dokter Later gaan gevra het vir pille. Het u, ek bedoel voordat u by dokter Later gaan begin werk het u 'n dokter gekonsulteer in verband met migraine? Ja, En wat het hy vir u voorgeskryf? ek kan nie onthou nie. Ag, kom nou juffrou. Ek kan regtig nie onthou nie. Kan u vir my sê wie die dokter was wat u gekonsulteer het? Ek weet nie, dit was lank gelede. Moet ek regtig al hierdie vrae beantwoord? Nee, Kilian, ek dink jy moet nou tot 'n punt kom. Ek kan nie uitmaak waarop jy afstuur nie. Edelagbare, ek hoop dit sal nou duidelik word. Nou maar gaan voort. Het u al gedink wie die dokter was wat u gesien het? Ek het mos gesê 'n klomp. Noem my net een. Ek kan nie onthou nie. Juffrou, ek stel dit aan jou dat jy lieg as jy sê dat jy ooit migraine gehad het. Ek stel dit verder aan jou dat jy nog nooit 'n dokter geraadpleeg het in verband met migraine nie. Edelagbare, ek maak beswaar. Juffrou Colleen is nie in die beskuldigde bank nie. Meneer Kilian, wat probeer jy bewys? Edelagbare, dokter Later gaan het geen motief gehad om vir juffrou Colleen van Bellicon tablette te voorsien nie, tensy dit vir haar migraine was nie. Juffrou Colleen is een van 2 getuies wie se getuienis van kardinale belang is om my kliënt se skuld of onskuld te bewys. Haar geloofwaardigheid is ter sprake. Goed, gaan voort. Dankie, Edelagbare. Juffrou, jy sê jy het nooit van dokter Later gaan gehou nie. Is dit korrek? Ja, Is jy seker? natuurlik, ek het mos so gesê. Sal jy asseblief na hierdie handskrif kyk? Wie se handskrif is dit? Dis briewe wat ek lank Antwoord my gelede geskryf. vraag. Wie se handskrif is dit? Dis myne, maar dit het niks met hierdie besigheid Aan te wie doen is hierdie nie. briewe geskrywe? Dokter Later gaan, maar ek sê mos lank. Juffrou, asseblief antwoord net my vraag. Ja of nee? Is dit nie Dit briewe was- wat u, liefdesbriewe wat u aan dokter Later gaan geskryf het nie? Ja of nee? Dit was lank gelede. Ja of nee? Ja. Lees vir die hof die datums op daai briewe asseblief. 7 Maart, 18 Julie en 20 September. 20 September. Met ander woorde redelik onlangs. U sê u kon dokter Later gaan nie verdra nie. Hoekom lieg jy vir die hof? Nou juffrou, jy was op Jacaranda op skool, nie waar nie? Ja. Onthou jy dat jy 'n onderwyser gehad het by name van Kobus Bosman? Hy was die Engelse onderwyser. Onthou jy hom? So vaag weg. Jy het 'n klasprefek gehad by name Jan Olivier. Ja. Juffrou, Jan Olivier is bereid om onder eed te getuig dat u meneer Bosman se handtekening by verskeie geleenthede so goed nagemaak het, vervals het, dat meneer Bosman het self nie eens agtergekom het nie. Edelagbare, ek moet weer beswaar maak. Meneer die aanklaer, ek dink ons moet die verdediging die reg gee om voort te gaan met die ondervraging. Die geloofwaardigheid van die getuie is van groot belang in die hof. Gaan voort asseblief, meneer Kilian. Juffrou, wat sê u daarvan? Dis 'n blaatante leuen. Ek het nog nooit in my lewe iemand se handskrif vervals nie. Edelagbare, 'n beëdigde verklaring oor hierdie aantuiging sal binne 'n uur in hierdie hof ingedien word. Juffrou, was jy in 'n inrigting vir dwelmverslaafdes? Ja of nee? Dit was nadat dokter Later gaan my verslaaf het aan die pille. Was u of was u nie? Ek was. Edelagbare, dokter Later gaan se byle aan medisyne stowwe is in 'n kassie gehou. Hierdie kassie is met 'n slot gesluit. Juffrou, u het getuig dat u nooit daardie slot en sleutel in u besit gehad het nie. Is dit korrek? Ja. U het dit nooit gehad nie. U het dit nooit gehad nie. Nee, ek het nie. Ek het hier 'n afleweringsnota van JP Player slotsmede gedateer die 11de Januarie. Dit is deur u onderteken nadat u aflewering geneem het van 'n Tiger slot en sleutels. U het aflewering geneem. Met ander woorde, u het daardie slot en sleutels in u hande gehad. Nou stel ek dit aan u. Was dit nie moontlik dat u 'n afskrif, 'n duplikaat van daardie sleutels vir daardie slot kon laat maak het nie? Maar ek het nie. Juffrou, u het reeds verskeie male vir hierdie hof gelieg. Nou stel ek dit aan u. Dat u gelieg het oor die inskrywings in die register en in dokter Later gaan se pasiëntkaarte. Dat u hierdie inskrywings vervals het.
soos wat u onderwyser se handtekening vervals het. Ek stel dit ook verder aan u, dat u daardie Bellacon tablette gesteel het, omdat u verslaaf was aan daardie dwelms, en nie omdat u aan migraine gelei het, soos wat u in die hof getuig het nie. En ek stel dit ook verder aan u, dat dokter Lategan u nie van daardie tablette voorsien het nie, en dat dokter Lategan, om u bas te red, nadat u in 'n ongeluk was, 'n valse verklaring aan die polisie gedoen het om u te red. Eerlagbare, daardie is 'n uiters onbetroubare getuie. Dit is 'n goeie tyd om te vandag. Die hof sal weer hervat om 2 uur. You're watching Goeiemôre dan. Ek sal net hierdie check kry maar. Ag, sal jy omgee om saam met dan die bestuurder toe te kom asseblief? Ja, goed, dankie. Meneer, die meneer het sopas hierdie check probeer wissel. Wat is jou naam, meneer? Dion Visser, luister, is daar enige probleme met dit? Waar kry jy die check? Wel, ek het by my meisie gekry. Is daar iets fout? Meneer Visser, hierdie check is gesteel uit dokter Lategan se chequeboek. Hy het die saak by die polisie aangemeld en die check hier by die bank gestop. En as ek bevrees daar is niks wat ek verder in die saak kan doen nie. En kryf my die speurtak asseblief. Luister, ek sweer ek het absoluut niks met die hele ding te doen nie. Sy het vir my die check gegee. Sy het by die dokter gewerk en gesê dis haar salarischeck. Annette Colyn. Ja, dis reg. Wag 'n bietjie. Van waar af ken jy van Annette Colyn? Wel, my pa het haar saak gedoen. Hy's 'n advokaat. Is jy Skalk Visser se seun? Ja, dis reg. Wie het hierdie check aangevang en geteken? Luister, ek weet nie, ek weet regtig nie. Ek en jy gaan Landdroshof toe. Kyk Dion, ek ken jou pa baie beter as wat jy dink. Ek wil hê jy moet vir my een ding baie eerlik sê. Vertel jy vir my die waarheid? Ja, natuurlik. Is jy bereid om onder eed te verklaar dat Annette Colyn vir jou hierdie check gegee het om te wissel? Jan het iets op julle gesê. Oor die check. Eerlagbare, ons het voor die middagete betoog dat die getuie mevrou Annette Colyn 'n uiters leenagtige en onbetroubare getuie is. Ons wil graag ons submissie verder voer deur aan die getuie 'n paar verdere vrae te vra. Ga maar voort, Kilian. Juffrou Colyn het getuig dat jou werkgewer dokter Lategan 'n uiters onbeskofte baas was. Is dit korrek? Ja, Maar tog 2 weke gelede het jy jou werk by hom gaan terugvra. ek kon nie ander werk kry nie. Dokter Lategan was so goed om jou terug te neem. Ja, En binne 'n week egter was jou werk van so 'n aard dat dokter Lategan jou moes vra om sy dienste verlaat. Hy het jou week se werk betaal en jy was ontevrede. hy het my nie my verlofgeld gegee nie. Vir 'n week se werk. Maar jy was ontevrede, is dit korrek? Ja, Juffrou Colyn, jy was ook hartseer dat hy jou laat loop het, nie waar nie? Weet ek het jou liefdesbriewe gelees, jy moes uiters teleurgesteld gewees het. Is dit nie so nie? ja. En kwaad, jy het gevoel hy waardeer jou nie. Ek het altyd baie hard vir hom gewerk. Ek het altyd net my bes vir hom gedoen. Hy het dit nooit eers raak gesien nie. En jy was te kwaad vir hom. Ek het honderde klein dingetjies gedoen en hy het my sommer net weggejaag sonder rede. Jy weet, dit is net menslik dat jy so wil wraak neem, is dit nie? Huh? Hy het jou veronreg. Hy het jou nie kennis gegee nie, hy het jou nie jou verlofgeld betaal nie en hy het jou laat loop. En toe jy kwaad is vir hom, toe skeer jy 'n cheque agteruit sy chequeboek uit. Dis nie waar nie. Dit is waar, juffrou.
Jy het die cheque uitgeskeer, ingevul en vir jou vriend Dion Visser gegee. Is waar, juffrou. Ek het dit nie so bedoel nie. Ek wou net vandaan terugkry. Ek wou net my geld hê wat my toekom. Juffrou, jy erken dat jy die cheque ingevul het, is dit nie so nie? Dis nie soos dit lyk nie. Ek het dit nie so bedoel nie. Ek sweer. Maar jy het die cheque ingevul. Ek sou sy geld vir hom teruggegee het. Ek was net kwaad. Juffrou sê net ja of nee. Het jy die cheque ingevul? Ja. En geteken? Ja. Geen verdere vrae hier laagbaar. Meneer Lourens, is u nog van plan om die handskrifdeskundige te roep? Nee, laagbaar. Enige ander getuies? Nee, laagbaar. Die staat sluit sy saak. Meneer Kilian? Laagbaar, op hierdie stadium wil ek aansoek doen onder die ontslag van my kliënt. Dit is duidelik dat die handskrif en die handtekeninge deur mevrou Colyn vervals is. Sy het dit ook in die hof erken. In die lig van hierdie erkenning volg dit dat mevrou Colyn in staat sou gewees het om die mediese register en die pasiëntkaarte van Dr. Lategan te vervals. Hallo Ouboet. Hallo Muskiet. So, gaan jy vir die res van jou lewe jou breakfast aan winkels eet? My kleinsies kan so af en toe oorkom na my plek te kos maak. Aha. Wel ek het groot planne. Ek gaan nie vir die res van my lewe eiers kook en spek bak nie. Ek gaan oor see. Frankryk, Amerika en sulke plekke. Dan sal ek my breakfast in kafees moet eet. Luister, wat jou saak met Genia? Kom vat jy aan die weg van Hardes af. Hy's 'n regte mielieman. Soek hom niks. Jy sal saam met hom moet lewe. Jy het 'n besluit geneem, jy weet. Voel jy niks vir haar nie? Wat maak dit saak wat ek voel? Sy gaan met Hardes trou. Ek vra vir jou. Voel jy niks vir haar nie? Tuurlik. Nou wat 'n soort man is jy dan? Dis nie so eenvoudig nie, baan. Jy weet julle groot mense gee maar die creeps. Julle maak soveel probleme vir julleself en dan sug julle daaroor. Hoekom klim jy nie net in jou kar en gaan praat met haar? Sy is by die see, jy weet mos. Nou ja, dis wat ek bedoel. Wat dink jy maak sy daar? Sy loop alleen rond en worry oor haar trouery en hoop iemand, dis nou jy, kom neem haar aan sy arms en sê hy wil haar hê. Jy is verkeerd. Ek het al met haar oor gepraat. Ek is nie stupid nie. Haar kamer is langs myne. Dink jy nie ek het al in die nag gehoor hoe lê sy in chunk nie? Ou boet moet nou nie 'n moeg wees nie. Jy gaan die bus mis en dan gaan jy die res van jou lewe daaroor kraam. Ek mag miskien jou klein sussie wees, maar ek is nie dig nie. So besluit nou, gaan jy die bus mis of nie? Hallo, Jeannie. Dan. Ek het geweet ek is hier. Baan het my gesê. Ek was so bly oor die hofsaak. Ek het vir die week weggeloop met Pretoria uit. Ek sou pad Willekeurs toe. En toe kom soek ek jou som. Eintlik wil ek maar net kom kyk hoe dit met jou gaan. Ek is bly. En nou, Jeannie. Ga jy trou? Ja.
was 'n lang brief geskryf gister. Dan. Ek is so bitter jammer vir jou. Dit was so wonderlik uitgewerk het tussen